Altyd 'n voorreg om saam met jou te kuier, begin van 'n nuwe week en kan jy glo, ons is so ver al in Desember en ek glo jy het 'n besonderse, rustige naweek agter die rug. Winkels is besig, almal is besig met aankope oor die Kersseisoen en baie is besig om klaar te maak met skooltake van die kinders of kan ek sê, kinders is besig om klaar te maak. Ja, daar's nog 'n paar kinders wat nog moet klas toe. Hierdie week is rapporte. Hierdie week is dalk moontlik jou laaste week op kantoor. Moontlik is dit nog dalk 2 weke. Jy's moeg. Jy voel lam en tam en jy voel kan ek net nie 'n breek kry nie. Kan dit net nie nader kom nie. Wel, ons is amper dan. Dit is lekker om saam met jou te kuier hier in die feesseisoen. In Desember. Kyk, die jaar is feitelik verby. En ek wil sommer vir jou sê dat in die tweede week in Januarie begin ons met ons Daniël vas. En natuurlik so teen die einde van die jaar dan begin ek die mense al reeds voorberei en begin ek al daaroor gesels. Maar ek noem dit maar net vir jou dat in jou beplanning en ook so in jou Januarie, hou dit in gedagte. Oudergewoonte hier vanaf die 8-9de Januarie, 8ste 9de Januarie, begin ons met ons Daniël vas en ek is opgewonde oor 2026, ek is opgewonde oor 'n woord wat die Here my al reeds gegee het en ek bid so in my binneste oor dit en ek wag op die Here vir verleiding en ek glo dat hierso by Oujaar ons 'n nuwe jaar wil ingaan met 'n opgewondenheid en ek wil en met 'n woord van die Here. Wat wil God vir ons sê vir 2026? Wat het God vir my instoor? Natuurlik het die Here 'n plan en ook 'n doel met jou lewe en ek wil jou uitnooi dat jy ook waar jy is self sal bid en by die Here sal hoor, wat is u plan met my lewe vir 2026? Here, wat is u plan met ons gesin, met ons besigheid, met ons handewerk? Waantoe is ons op pad as 'n gesin? Waantoe is ek op pad as man? Waantoe is ek op pad as vrou? Met my kinders. Here, u het 'n plan en u het 'n doel en ek wil dit nie mis wat God vir ons instoor het nie. Mag jy vanaand ook saam met my geniet die woord en vanoggend se woord was vir my net so kosbaar om te kon ervaar en te hoor wat God vir my instoor het. Nou vanaand wil ek jou uitnooi as jy saam gekuier het en in hierdie afgelope week en jy sal sien my nommer verskyn op die platforms. En jy het dalk nog nie op ons groepe gekom nie. Soos vanaand se boodskap gaan ook oudergewoonte na die tyd op die groepe geplaas word. Die video gaan geplaas word op TikTok en dan ook op YouTube. En Facebook, die lives hou net vir 30 dae, dan gaan dit af. So dit is lekker om dit te save op TikTok. Jy kan altyd daarna gaan kyk en dit is my wonderlik om selfs vanmiddag terwyl ek so deur die likes gaan en comments op TikTok toe, sit vir my so wow. Boodskap wat ek in Oktober bedien het. Luister mense vandag en hoe praat die Here nog steeds deur daai woord met mans en met vrouens. Ek wil jou uitnooi om as jy nog nie op ons groep is, daar plaas Renier my nommer op Facebook. Hallo Renier, lekker om vanaand saam met jou te kuier en daar op TikTok Ivan, is lekker om weer soos oudergewoonte jou ook te sien. Glo het almal 'n lekker naweek agter die rug. Hier by ons lekker gereën. Ons het 'n storm gehad hier op Kameeldrif vanmiddag. Ons krag was weer af. Ons het Vrydag en Saterdag nie krag gehad nie. En hulle het so in die lyne gewerk en ons is opgewonde en wintie waar hier gaan die krag weer af. Net nou. Ons is uit en inderdaad ek en Nolan besig om die generator vol te maak. Eilik het in die huis gekom. Dis die krag weer aan. Nou ja, toe is ons weer uit in die reën. En glo die krag gaan hou. Ek hoor die reën het nou so 'n bietjie gestop. Nou kom ons kyk vanaand hoe lank hou dit. Haai Tannie Maritjie, is lekker om jou weer te sien uit Riversdal. Glo julle is opgewonde vir
dit wat God vir jou instoor het, en selfs in hierdie maand nog. God wil homself kom openbaar in sy glorie en sy heerlikheid. Baie dankie vir elkeen wat vir hierdie aanlyn kerk bid, en vir dit wat u belê het in hierdie jaar wat verby is, ook in, kan ek sê ons gemeente, ons aanlyn gemeente. Ek dink ons is, ek dink jy daar is baie sulke dienste wat elke aand, ek weet op Woensdae en ook op Sondag, maar ek weet Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag aand aanlyn, glo ek dat die woord vir jou iets beteken het in hierdie jaar, en as die dagstukkies vir jou iets beteken het, of die woord, of 'n kort boodskap, stuur tog vir ons idees en, jy weet, temas, ek dink, as jy vat, ek het in hierdie jaar oor die 200 boodskappe bedien, en ja, dan is dit nodig om 'n paar vars boodskapies van iemand af te kry, en dalk dit ook te gebruik, en ek glo dat dit is relevant, en dit is tot toepassing, en tot seën. Januarie is ek hoofsaaklik, jy weet, gefokus op ons elke aand, ons het 21 dae, Daniël vas, elke dag het 'n tema, elke dag het 'n kort boodskap, en daai dag, jy weet, fokus ons ook op wat God vir ons instoor het, en hoe ek my lewe as man en as vrou relevant op die markplein kan toepas wat God ook vir my instoor het. Here, wat 'n voorreg om vanaand saam met hom en haar te kuier, en openbaar vanaand deur die woord ook so jouself in hom en in haar wat luister. Die behoefte, die begeerte, wat hy het en wat sy het, is my gebed, Here, dat u hulle sal aanraak en sal omvou, en dat hy en sy sal beleef u guns. Dankie vir, selfs in die stilte dat u met ons spreek. Dankie vir selfs in die storms dat u met ons spreek. Here, vanaand, gee ons aan u die eer. Ons prys u vir die guns, ons prys u vir die goedheid en vir die liefde. U is 'n waarmaker van die woord. Daar's niemand soos u, opgemeet en vergelyk kan word met u nie. My gebed in Jesus se naam. Amen. Vanaand wil ek so 'n bietjie met jou praat oor om God 'n spreekbeer te gee. Nou, terwyl ek vanmiddag so sit en Inge was, ek dink is in Chrissies meer by 'n trou, en vanmiddag kom sy terug om die honde te kom optel, en terwyl sy op die bank sit ek aan die ander kant, en bedien oom mee vanaand. Ek sê ja, ek bedien vanaand, en ek dink oor, wat kan ek vanaand vir jou kom sê? En hierdie kom by my op, om God 'n kans te gee, om 'n bietjie inspraak te kan lewer in my, en in jou lewe. Hoe om weer stil te word, en God se stem, in jou lewe toe te laat. Daar is 'n eenvoudige, maar 'n kragtige waarheid wat baie gelowiges mis. God praat. En ek wil vanaand vir jou sê, wanneer God praat, maar ons gee hom altyd nie 'n spreekbeurt in ons lewens nie. Ons is baie keer geneig om net af te rammel en te vertel van ons dag, te vertel van ons kinders, en vir God te vertel van ons probleme, God te vertel van ons tekortkominge. Want ons lewens is so vol geraas, so vol verantwoordelikhede, so vol opinie, soveel bekommernisse, soveel van ons eie woorde, dat ons dit net aframmel. En dat ons net deel en gee en sê, en nooit toelaat om te kom sit en te hoor wat God vir ons wil sê nie. En ons vergeet, God praat nie waar hy nie welkom is nie. Ek wil vanaand vir jou sê, ek gaan ook nie in my eie lewe, as ek uitgenooi word na plekke toe waar mense my uitnooi, en ek weet ek is nie daar welkom nie, maar hulle voel verplig om my te nooi, dan vermy ek eerder
daai gesprekke en daai kuiertjies. Want ek weet ek daar welkom nie, en ek weet dat al ouwe so vir my, ek bly weg daar. Baie keer is jy in gesprekke, dit kan my irriteer. Kom ek sê vanaand vir jou, wat irriteer my, en ek dink, ek moet bid hierdie week, dat die Here my help om daaroor oorwinning te kry. Is wanneer ek besig is om iets te vertel, en iemand inchip, en jou storie vir jou klaar wil vertel. Iemand tog net jou sinnetjie vir jou wil klaarmaak. Hallo, ken jy ook sulke mense? Dalk nie bewuslik nie, maar hulle wil altyd op die voorgrond wees. Hulle wil altyd gehoor word. Baie keer word jou stem dan doodgedruk. God praat nie waar hy nie welkom is nie. Ek het geleer dan, wanneer dit baie keer gebeur, ek dan maar in die vervolg, nou maar liewerste stil bly. En so word jou stem stil. En moontlik vanaand, het jy in jou lewe, in jou geloofslewe, God se stem stil gedruk, omdat jy te veel kerm en kla, en te veel moan en groan, en te veel net wil nee, en min toe te laat, dat God in jou lewe inspraak kan lewer. Jy's leeg, Boeta, Sissa, jy's leeg as jy in hierdie dag en uur, hoor wat ek vanaand vir jou sê, nie inspraak van die Heilige Gees beleef en ervaar in jou lewe nie. Want dit is net 'n gejap, dit is net stemme. Dit is 'n leeg. Daar is nie meer diepte. Ek wil jou uitnooi om in verhouding met God te kom staan. Om God te beleef en te ervaar. En dan toe te laat dat God inspraak kan lewer in jou lewe. Meeste foute wat ons maak, of die meeste tye wat ons sukkel om deurbraak te kry, sukkel om oorwinnings te kry, is omrede ons baie keer, of meeste van die tyd, eie sinnig is. Ons eie stemme volg. Ons te min by God sit, en op God wag. En daarom om te wag beteken om in pas te kom. God praat waar mense luister. God praat waar mans en vrouens stil is en om 'n kans gee. En om God te spreekbeurt te gee hier in die einde van die jaar. Waar jy ook al nou luister na die boodskap, waar jy ook al is om te sê, Here, spreek, ek luister. En hierdie tema nooi jou en my uit om jouself oop te kan maak en te kan sê, Here, ek wil aan die ander kant kom sit en jy spreekbeurt gee. In my kantoor is dit altyd so belangrik wanneer ek besig is in 'n sessie, is om eerstens te hoor wat is die hart van die persoon aan die ander kant van die tafel. Voor ek iets kan sê en voordat ek 'n bydrae kan lewer, vertel my eers, hoe gaan dit met jou? Vertel my. En dan kan ek geleentheid kry om dan ietsie te sê, by te kan voeg, lig op jou onderwerp te kan bring. En baie keer is dit so wonderlik om buite jouself na iemand anders te luister of te praat en iemand anders tot op die kantlyn sit, so opinie te kan lewer. Iets wat ek dalk geweet het, maar ek hoor dit van iemand anders en soms is dit nodig, om dit is baie keer nodig om te hoor van die ander persoon. Dit bring by God.
Wanneer laas het jy gesit en God 'n spreekbeurt gegee? En wat beteken dit juis vanaand om God 'n spreekbeurt te gee? Dit beteken ek word stil. Wat sê Psalm 46 vers 10? Be still and know that I'm God. Wees stil en weet ek is God. En vanaand wil ek vir jou sê om stil te begin word. Stilte is nie leeg nie. Stilte, wil ek vir jou sê, is eintlik 'n uitnodiging aan die Heilige Gees om tot jou en my te spreek. So tweedens om te kan kom, wat beteken dit om God 'n spreekbeurt te gee? Beteken ek word stil. Dit vra dat ek God 'n kans gee om te weet dat hy God is. Want om stil te wees, word jy bedien. Om stil te wees, word in jou belê. Dit beteken ek luister met 'n verwagting. Ek is nie met iets anders te besig nie. Want Samuel het gesê, spreek Here, u diensknegt luister. Dis 'n taal van iemand wat dit nie net wil hoor nie, maar wil gehoorsaam. Dit beteken ook, ek weet nie wie bel my nou hier nie, maar dit beteken, ek laat God die eerste en die laaste woorde hê. En hierdie is so belangrik. Ek kan nie funksioneer sonder die inspraak van God in my huisgesin, in my verhouding met my kinders, in my besigheid, my lewe as 'n man, en jou lewe as 'n vrou. Jy het nodig inspraak van die Heilige Gees. Gee God 'n spreekbeurt. As ek dit vanaand vir jou sê, nie net Here seën my planne nie, maar Here, wat is u plan? Wanneer ons praat, Here doen dit, Here doen dit, Here asseblief my kinders, Here asseblief my gesondheid, Here asseblief dit en dit. Maar om te sit, is om te sê, ek laat toe dat die een en die ander kant van die tafel tot my spreek. En ek luister. En dit is dalk nodig om aan die einde van die jaar op 'n plek te kan kom, om in 'n nuwe seisoen van jou lewe in te gaan, in 'n jaar in te beweeg, om te sê, Here, wat is u plan? Ek kan nie bekostig om nog 1 jaar van my lewe uit te mis op u volmaakte plan vir my lewe nie. Dit beteken ook, ek glo dat God sal praat. God is stil. God is nie stil, kom ek stel dit so, God is nie stil omdat hy nie wil praat nie. Hy is stil omdat ons nie luister nie. Omdat ons stemme hom uitgeblits het. En ek moet myself afvra, het ek in hierdie jaar nie dalk die stem van Vader in my lewe uitgeblus, deur om net af te rammel my eie lysie van wat ek soek, en van wat ek nodig het, en van wat God moet doen nie. Dit bring my by 'n volgende punt om vir jou te sê, waarom praat God met ons? God praat met my en God wil met jou praat om bemoeienis te maak, om in verhouding te staan. God soek verhouding tussen die mens en hom. Sonde maak
dat daar skeuring kom. Sonde maak dat daar skeiding kom. God praat omdat hy verhouding soek. En dit sê nie godsdiens nie. Because there's a difference between religion and relationship. Ek dink God is moeg vir godsdiens. Vir mensgemaakte reëls en grense. Verhouding sonder perke. Johannes 10:27 en vers 27, my skape luister na my stem. En ek moet vir jou sê en ek wil jou aanmoedig om op God te wag. God te luister. En dalk in die gewoel en in hierdie eindjaar funksies en beplanninge en dinge om te sê, Here, ek wil luister. Dis nodig oor jou boerdery, oor jou besigheid, oor jou verhouding, oor jou kinders, oor jou toekoms, om God daarin te ken en toe te laat om stil te word en God 'n kans te gee om tot jou en my te spreek. God praat ook om jou en my te lei. God sien die gevare voordat ek en jy dit sien. En hy weet die rigting voor jy vermoed daar is 'n keuse. En die mooi is dat God praat om jou te beskerm en jou en my te korrigeer. Wanneer jy stil sit en nie besig is nie, dan kan jy hoor. Dan kan jy ag gee. Dit is asof dit dan dieper tot jou hart insny. Nie om jou te veroordeel nie, maar om jou te vorm en jou te lei. Hoeveel keer het ons verkeerde afdraaipaaie gevat, omdat ons nie geluister het. En om stil te kan word en God te spreek, beheer te gee in jou lewe, moet ek vanaand vir jou sê dat vandag God praat om ook jou identiteit te herstel. Hoeveel keer is dit nie so vir enige kind, die begeerte om te sê, as my pa net met my meer tyd spandeer, my ma net meer tyd vir my gehad het, net meer vir my omgegee het deur om nie geld in my hand te sit nie, maar met my tyd te spandeer en my hart gehoor het. Hoe gaan dit met jou? Wanneer ons stil is daar tyd. En in hierdie, om God 'n kans te kan gee, sê ook vanaand vir my dat ek laat toe dat God weer deur die Heilige Gees inspraak kan lewer in my lewe. Van al die gejaag en van al die krisisse te kom sit en deur al die einas en pyn en verwerping en seer en stikkenheid wat jy ervaar het in die laaste seisoen, om te kom sit en God toe te laat om inspraak te lewer, beteken vanaand dat jou identiteit, jou menswees word weer herstel. En vanaand is dit selfs my begeerte dat jy, Sissa, jy Boeta, weer by 'n plek sal kan kom
dat jou identiteit herstel sal word, want omstandighede en dinge laat jou en my ons rigting laat verloor en ons waarde te verloor. En God wil dit kom herstel en al hoe God dit kan herstel is om hom 'n kans te gee, om 'n spreekbeurt te gee, om in te kan kom en te kan kom inspraak lewer deur sy Gees. En selfs voor Jesus se bediening begin het God ook eers met hom gepraat en vir hom sê, of God eers gepraat, dit is my geliefde seun. En vanaand, laat toe, en as jy in sukses wil instap, as jy in oorwinning wil kom, as jy wil genesing ervaar, as jy wil deurbraak wil ervaar in jou lewe, laat toe dat God inspraak lewer in jou lewe. En ek wil vir jou sê, dit gaan beter gaan dan met jou. God se stem herstel identiteit voor hy jou roep na 'n taak toe. En God wil herstel kom maak, bring. Hoe lyk 'n lewe wat God 'n kans gee, 'n spreekbeurt gee in sy lewe? Wel 'n lewe van gehoorsaamheid. Iemand sê daar's geen klank nie, ek dink daar is klank. Om God 'n kans te kan gee en op 'n plek te kan kom in jou lewe beteken vanaand jy het 'n lewe van gehoorsaamheid. God praat nie net vir inspirasie nie. Hy wil jou nie net inspireer nie. Hy wil jou transformeer. En baie keer kan ons mense inspireer. Maar transformasie moet plaasvind. Wat bring gehoorsaamheid? Ek wil vir jou sê dat gehoorsaamheid is die klankbord van God se stem. En hoe dop ons nie hierdie toets gereeld nie. Wanneer God gepraat het, verdwyn vrees, want sy woord bring vrede. Gehoorsaam. Keith Green sing 'n liedjie, obey is better than sacrifice. Dink sommer nou net daaraan. Gehoorsaam te wees is beter as 'n offer. En nou moet ek myself vra, hoekom is ek moeg? Is dit omdat ek so rondhardloop, omdat ek met my eie stemme en met my eie idees besig is en God wil hê, kom sit 'n bietjie dat ek inspraak kan lewer, sodat jy weer my vrede kan ontvang. En wanneer jy my vrede ontvang, ontvang jy my rus en ontvang jy my teenwoordigheid en om te kan sit, laat jy my toe om nie iets te sien nie, laat jy my toe om inspraak te lewer, om weer jou beker te vul, om jou weer vol te maak met my krag. 'n lewe van rigting. 'n Persoon wat God laat praat, is nie rigtingloos nie. So 'n persoon het rigting. ‘n lewe van rigting. Partykeer lyk dit as jy na party mense kyk soos 'n Babelse verwarring. Hulle weet nie met wat hulle besig is nie, hulle weet nie waartoe hulle op pad is nie. ‘n lewe van rigting, ‘n lewe van oorgawe, en ek raak nie net stil nie, ek lê my wil neer. Dis oorgawe. En dis waar baie sukkel, is om heeltemal oor te gee.
Jy gaan niks verloor, manne, om jou heeltemal oor te gee aan God nie. Jy gaan niks verloor, vrou, as jy alles oorgee nie. 'n Lewe van onderskeiding, en jy weet wanneer dit die Here is, en wanneer dit bloot emosies of mense is. Wanneer jy stil is, en God 'n spreekbeurt gee, en jy baie luister, aandagtig sit, leer jy die identiteit en die persoon ken. En wanneer jy God meer toelaat om inspraak in jou lewe te lewer, sal sy stem en sy Heilige Gees manifestasie so duidelik word, dat jy ook weet waar jy nou is. Wat jy nou mee besig is nie reg nie of is reg. Want jy ken sy stem en jy kan onderskei. En dit is hoekom baie foute maak. Want ons luister na mense se stem in plaas van God se stem. Ons wil so graag van 'n profeet hoor. En nie meer by God hoor nie. Hoe gee ek vir God in my lewe 'n spreekbeurt? En jy moet my hart hoor. Om hierdie week dit te beoefen, skep ruimte. Skep ruimte vir God in jou tyd, in jou gedagtes, in jou routines, in jou huis. Selfs in jou verhouding. Selfs in jou sport en jou ontspanning. Selfs in jou stokperdjies. Sit jou foon neer. Sit sosiale media 'n bietjie weg. Word stil van mense se stemme. Skep ruimte vir God. Gebruik sy woord as die eerste mikrofoon. Sy woord as die eerste mikrofoon. Want God se primêre stem is sy woord, en as jy wil hê God moet met jou praat, begin lees die woord, begin tyd met die woord spandeer. En hoor wat God al reeds gesê deur sy woord vir jou. Luister deur die Heilige Gees. En die Heilige Gees fluister, die Heilige Gees leer en dit lei en dit oortuig, dit herinner en dit waarsku. Mens, sien jy hoekom ons so baie uitmis? Maak ook jou hart ontvanklik. Want as ek vanaand dit vir jou sê, wil ek vir jou sê onvergifnis, onvergewensgesindheid, bitternis, bitterheid, vrees, ongeloof. Al daai stemme maak jou doof. Dit maak jou doof, maar ek het agtergekom dat iemand wat kan vergewe, iemand wat vergifnis toelaat, vergifnis maak jou ore weer oop. En dis ook om onvergewensgesindheid soveel bitterheid los. En dit is my hartseer om te sien pragtige mans en vrouens wat uitmis op die nou oomblik van vrede. So vol van bitterheid, onvergewensgesindheid. God se spreekbeurt ook te gee en op so 'n plek te kan kom om vanaand te hoor wat die Here vir jou sê en om dit prakties in jou lewe toe te laat, wil ek vir jou sê, vra die regte vraag.
Nie, Here, wat wil U vir my gee nie? Maar Here, wat wil U vir my sê? Here, wat wil U vir my sê wat nou is? Waar ek as man nou sit, waar ek as vrou nou sit. Vra die regte vraag. En dan, om prakties, beteken ook om te wag. God praat dikwels nie onmiddellik nie. God praat wanneer die hart stil word. Wanneer die hart stil word. Wanneer emosies rustig raak. Wanneer my intellek en my sintuie onderdanig is. Dat ek die volgende sê. Wanneer jy God 'n spreekbeurt gee, gebeur daar 3 dinge. Want God se stem verwyder verwarring. Hoor jy wat ek vanaand sê? God se stem verwyder verwarring. En dit is hoekom soveel dierbare mooi kinders van die Here so verward is, want hulle luister vir alle stemme. Is nie meer stil nie, wanneer jy stil is, sal jy die regte stem hoor. Sal jy sensitief wees en sal jy sy stem herken. Dis hoe Petrus toe op die boot was toe hy na Jesus gekruisig, na Jesus gekruisig, na Jesus verloon nie. Die oggend vroeg, toe hy niks gevang het nie, het iemand op die kant uitgeroep, het julle iets gevang? En gesê nee, en toe hy sê, gooi die net, en toe herken hy sy stem. Want Petrus het baie tyd met Jesus spandeer. En om stil te wees, leer jy sy stem ken. Dit is so eenvoudig. Dit is so eenvoudig. En dan sal verwarring uitgeskakel word. Eerstens, jou rigting word duidelik. Want dit is wat gebeur. God se stem verwyder verwarring. Jou rigting word duidelik. Hoor jy wat ek vir jou sê? Wanneer jy God 'n spreekbeurt gee, gebeur daar 3 dinge. Jou rigting word duidelik. 2026 gaan vir jou duidelik. Het jy al gebid oor hierdie jaar wat voor lê? Is jy besig om te bid vir jou toekoms? Is jy besig om te bid vir jou huwelik vir die volgende seisoen, vir jou persoonlike lewe vir die volgende, vir jou gesin, vir jou kinders, vir jou kollegas, vir die nuwe seisoen? Soms te sê ek het gebid en die Here het met my gepraat, want ek het stil gewees en wanneer ek stil is, hoor ek duidelik. Tweedens, jou identiteit word herstel. Jou identiteit word herstel. God spreek lewe waar die wêreld dood uitgespreek het. En die wêreld doen dit. En daarom moet ek en jy op daai plek kan kom, want dis waar lewe is. En derdens, jou geloof word aktief. Geloof begin waar jou eie krag ophou. Want geloof aktiveer God se stem in jou lewe. En ek glo God vra elkeen van ons vanaand. God vra jou nou, sal jy my spreekbeurt gee? Sal jy toelaat dat ek inspraak kan lewe?
As ek elke keer wil ietsie sê, dan spring jy my voor en jy wil eers dit aframmel. En wanneer iemand dit konstant met my doen, dan verloor ek my vrymoedigheid om te praat. Ek sal dan eerder met iemand anders te praat. En as iemand anders wat sal luister. En die Here vra as hy my spreekbeurt gee. Nie later nie. Nie wanneer dinge rustig is nie. Nie wanneer jy klaar besluit het wat jy wil doen nie. Nou hier in die oomblik. Kom laat ek en jy 'n bietjie stil word. En laat elkeen van ons se harte sê, spreek U Here. Ek luister. Ek moet niks word nie. Dat U alles word. Ek moet toelaat dat my stem stil word. Sodat God kan inspraak lewe. Ek wil vir jou bid. Jy wat luister. Here, ons gee vandag aan U die mikrofoon van ons lewens. Om te hoor, om te luister. Here, kom praat met my. Here, kom lei my en kom genees ons. Vanaand is ons harte oop. Ons ore is ingestel. En ons harte, ons gees wil vanaand se Here spreek. Ons luister. Kom ek en jy, mis nie uit nie. Dankie Here. Dankie dat ek kon stil staan en hierdie kosbare woord met haar en met hom kon deel. Dankie dat U openbaar het vanaand is die God ek is. Ons loof U vanaand. Ons prys en aanbid U dat ons dit kon hoor. Dankie vir vrede. Dankie vir stilte. Dankie vir orde. Dankie vir rigting. Dankie vir genesing. Dankie dat ons nie alleen is nie. U met ons is. Dankie Here. Ons loof, ons eer en prys U. En so bid ek Here vir haar wat luister, vir hom wat luister, dat hierdie besonderse oomblik sal wees in haar en sy lewe. 'n Deurbraak plaas sal vind. Wonderwerk sal plaasvind. 'n week van deurbraak, 'n week van genesing, 'n week van U volheid. 'n week van die vrede. Al die lof kom U toe. Amen. Ek dink maar net hoeveel skade ons nie aan onsself aangerig het deur om ons eie stemme na te luister en uitgemis het op soveel kosbare tye waar God aan ons soveel wou kom openbaar het. En nou gee ek en jy oor. Ons gee God 'n kans om te kom spreek in ons lewens. Ek wil vanaand voor ons uitmekaar gaan, daar's iemand in Hong Kong met die naam van Natasha en ek wil julle moet, hulle is 6 ure voor ons. Of wat ek jou vra, is om daai naam vanaand net voor God neer te lê. En te sê, Here, wees naby. Voorsien. Maak 'n weg. Dit is lekker geweest om saam met te kuier. Ek sien so uit om môre aand
môre aand 8:00, so saam met jou weer te kuier. Pas jou op en 'n rustige, soete nagrus vir u wat in 'n ander deel van die land is, 'n ander deel van die wêreld is, waar dit al oggend is, of waar dit middag is. Be blessed, my brother and sister. Vir u wat daar in Namibië is, baie blessings. Vir u wat in Australië is, wat luister, ek sien in Nieu-Seeland, Engeland, goedheid en guns jou sal volg al die dae van jou lewe. Het is lekker gewees om saam met jou te kuier, en as jy nog nie op ons groepe is nie, ons nommer verskyn op die 2 platforms, skryf 'n nommer neer en ek plaas jy op die groepe, en wil so graag hê jy moet dit nie uitop mis nie. Baie blessings, kyk uit om môre dieselfde tyd 8:00 weer so saam met jou te kuier. God bless.